wanneer ek 'n vergelyking kry met 'n paar terme, en veral as waar x binne en buite die absolute waarde is, dan is dit baie belangrik dat ek my absolute waarde altyd alleen kry. So wat ek gaan doen is, ek gaan sê, okay, dit is gelyk aan al die res. Okay. Wat is die definisie van hierdie? Ons weet dat 'n absolute waarde se definisie is, hy bly net soos wat hy is, wanneer as wat binne in die absolute waarde is, positief is. En wat is positief? Groter as 0. Of hy verander teken. Wanneer verander hy teken? Wanneer wat binne die absolute waarde is, kleiner is as 0. Natuurlik, want as dit kleiner is as 0, minus en 'n getal kleiner as 0, maak weer same positief. So, enige iets kleiner as 0 moet gemaal word met 'n minus. Right, so dis ons definisie van hierdie vergelyking. Ons vergeet eers van die res, ons kyk na binne in die absolute waarde, daarso ons definieer hom, en ons skryf ons voorwaardes by, baie belangrik. Nou vul ek al die res in. Wat het ek aan die ander regterkant van die vergelyking? Ek het 4 minus 3x, dit skryf ek net so oor. Right. Onthou my voorwaarde hierso, kry vir x alleen, ek kan of x aan die linkerkant hou, of ek kan hom oorneem na die regterkant toe, dis amper makliker, so hierso is x kleiner as 2, hierso is my voorwaarde, x is groter, want ek lees van regs af, x is groter as 2. Ok, so, wat is my oplossings dan nou? Hierso het ek, kom ons kry vir x alleen, ek het 2x is gelyk aan 2, x is gelyk aan 1. As ons na hierdie vergelyking kyk, kom ons raak ontslaaf van die hakkies, 4 min 3x, wat het ek dan? Kom ons trek 3x aan beide, tel 3x aan beide kante by, hierdie kant het ek 2, alright, x is 2 op 4, of dan nou 'n half. Nou, as ons kyk na ons voorwaardes, hier het ons gesê, as x kleiner is as 2, dan gaan hierdie werk, ja, hierdie is toch kleiner of gelyk aan 2, so hierdie antwoord gaan werk. As x groter is as 2, hierdie val nie onder die voorwaarde nie, so dit kan nie van toepassing wees nie. So in hierdie vergelyking het ons dus net een oplossing, en dit is dat x gelyk is aan 1.